Hartlike goeiemôre. Ek groet almal vanoggend hierso in die senterpunt in die hartpunt van die Bosveld. Ek wil vir julle groet gelowiges in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons wil die Here loof, Here prys vir die voorreg om vanoggend bietjie brood met mekaar te kan breek. Ek het my koppie koffie hierso en ek het my stukkie beskuit hierso. So ja, terwyl ek met julle gaan praat, gaan ek 'n lekker koppie koffie en 'n beskuitjie eet. En ja, julle sal die voeltjies hoor en hier en daar sal jy die bobbejane hoor en al die lof en eer kom die Here toe. Ek wil nie lank wees, ek wil dit ook nie lank maak. Ek het vanoggend 'n baie belangrike spesiale boodskap wat ek met jou wil deel, wat aan die ander kant sit en wat 'n voorreg om dit te doen in die hartjie van die natuur. Mens voel die Here se skepping so in die natuur, voel 'n mens regtig die Here se hand in teenwoordigheid rondom ons. En wat 'n voorreg om dit vandag uit die Bosveld uit met julle te kan deel, dit wat die Here op my hart kom lê het. Ek wil eerstens vir almal uit my gees, uit my hart baie dankie sê. Ons het die 11de Junie het ons gevas vir 'n man soos Julius Malema. Ons het gevas oor 3 verskillende punte en ja, die bevestigings van die Here was ongelooflik wat ek terugkry. Daai vas wat was baie suksesvol geweest. En 'n bevestiging wat vir my uitstaan uit soveel skrifte wat ek van die Here af ontvang het, was Psalms 22. En jy kan dit op jou eie tyd, kan jy jou Bybel oopmaak en Psalms 22 gaan lees. Sommige die opskrif sê dit klaar, sê alles. En wat 'n wonderlike voorreg om die bevestiging so van die Here te ontvang. En wat die Here gaan doen is natuurlik in sy Vaderhand, maar aan die Here kom al die lof en eer toe. Hierdie woord wat ek vanoggend met almal gaan deel is 'n baie belangrike woord, is 'n sensitiewe woord en ek glo dat ons by die absolute lyn gekom het waar dinge dinge gaan erger word op die oomblik. Ek wil nie vrees of angs saai nie, maar die woord wat ek vir julle bring, glo ek gaan die stempel afdruk van dit wat op my hart gelê word om vanoggend ook aan julle te bevestig. Ek het op die 18de Junie, vroeg die oggend, 18de Junie 2025, nou onlangs 18de Junie het ek hier van so 1 uur tot so 3 uur die oggend was my gees baie omstuimig en het ek 'n woord van die Here af ontvang in my droom, in 'n gesig, het die Here vir my met my gespreek in my gees en my hart, baie dinge aan my geopenbaar wat ek ook verder gaan aan julle verduidelik. En maar voor ek dit sê, voor ek vir julle openbaar wat ek van die Here af ontvang het, wil ek eers iets met julle deel wat ek onlangs ontvang het van 'n baie belangrike evangelis in Amerika. En ja, ek het daai oggend tussen 1 uur en 3 uur het ek die woord wat die Here op my hart kom lê, wat die Here vir my kom wys het. En ek het niks gepraat daaroor en niks gesê daaroor nie. Ek wou eers in my Bybelstudie stil raak daaroor en bietjie nader kyk na alles voor ek iets openbaar. Maar toe ek nou die oggend opstaan en die televisie aansit en bietjie kyk wat rondom hierdie hele situasie rondom Israel en Iran aan die gang is, terwyl ek besig is om te kyk, toe ontvang ek ook ekskuus tog 'n woord, 'n baie belangrike, ernstige woord, wat 'n evangelis binne Amerika ontvang het, wat die Here vir hom in sy gees, in sy hart ingespreek het, en dit is Tyler Hood. Hy is in Amerika nou. Ek deel vir julle die link of die skakel na daai video toe, wat hy praat oor dit wat hy van die Heilige Gees af ontvang het, en ek het op die einde van die dag, het ek dit wat hy ontvang het, gaan toets met die Here, en ek het seker gaan maak by die Here, of dit van die Here afkom. Ek het gebid in my Bybelstudie, ek het gaan seker maak daaroor. Nou wat Tyler Hood ontvang het, wat bevestig is deur die Heilige Gees ook aan my, wat ek vandag in die naam van Jesus Christus kan absoluut bevestig en staaf, is Openbaring 6 vers 3 en vers 4. Ek lees dit vir julle. Toe hy die tweede seël oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê, gaan uit. Daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie, uitgegaan.
Aan sy ruiter is die opdrag gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'n Groot swaard is aan hom gegee. En my liewe broer en suster gelowige, ek het dit met die Here gaan staaf en bevestig, en daai woord het definitief van die Here afgekom, en vir my was dit absoluut 'n teken dat dinge 'n groot draaipunt in die wêreld, nie net in Suid-Afrika, maar in die wêreld verwag kan word, en dat dinge gaan warm word rondom ons. Nou, die woord, hoe kan ek sê, wat ek van die Here af ontvang het, in my gees en my hart, die Here het my verwys na my skrywe wat ek op die 15de Junie 2025 die middag aand uitgestuur het. Ek het op WhatsApp en op my privaat profiele 6:00 die aand het ek 'n skrywe uitgedeel, 'n brief wat gaan oor moordenaars van die wêreld. En ek het dit ook op my Stand Up for Jesus blad uitgestuur hier by 8:00 die aand, en op verskeie kere dit ook gedeel in hierdie week wat verby is. Nou, baie belangrik, in my visioen of droom wat die Here in my gees en my hart is, het hy my telke male teruggevat na daai skrywe toe. En op die einde van die dag wys hy my, en ek glo dat hy wys vir my dat ons sien die omstandigheid, ons sien wat in die wêreld aangaan op die oomblik, en ja, daar word baie foute ook gemaak, en niemand is onskuldig nie, maar ons lewe in tye wat daar soveel liefdeloosheid en onverdraagsaamheid, niemand kom meer met niemand oor die weg nie, en baie mense is haatlik, baie mense kan nie vergewe nie, en baie mense is op die punt wat hulle reg in eie hande wil neem, baie mense het genoeg gehad, en ons lewe in baie gevaarlike tyd, daar is soveel mense wat nie met ander mense oor die weg kan kom, daar is soveel haat in die wêreld, en mense wat nie 2 keer sal dink om 'n ander mens aan te rand, of sleg te sê of te vervloek, selfs dood te skiet of te vermoor nie, en baie mense is, ek wil amper sê, oorlog honger op die oomblik, en wat genoeg het van mekaar, onder wit, bruin en swart. Nou, baie belangrik, terwyl die Here my teruggevat het na daai skrywe toe, het hy vir my 2 belangrike skrywes gegee, skrifte uit die Bybel uit, en ek wil dit vanoggend met julle deel. Die eerste skrif wat verskriklik sterk op my hart gelê, die hele tyd, van 1:00 die oggend tot 3:00 die oggend, 2 wonderlike skrifte uit die woord van God uit, is Romeine 8:28, ek lees dit vir julle. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir die wat hom lief het, en die wat volgens sy besluit geroep het. Daai skrif het vir my uitgestaan, telke maal in daai 2 ure, wat die Here in my gees en my hart vir my, met my gespreek het, en vir my geopenbaar het. Dit is soos 'n platespeler, oor en oor in my gees, wat daai skrif uitgekom het, en dan nog 'n skrif, die tweede skrif wat die Here vir my gegee het, is 1 Korintiërs 10, vers 13. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. En hierdie 2 skrifte het oor en oor vir 2 ure, oor en oor, saam met wat die Here my terugverwys het na daai skrywe toe, in my hart gemaal. Die hele tyd was dit in my gedagtes en my denke, oor en oor. En ek het gaan stil raak ook, en ek het gekyk na Tyler Hood se woord wat hy gekry het van die Here af, dit gestaaf en bevestig, en ook gesien hoe kom hierdie kombinasie van dit wat ek ontvang het, wat die Here my verwys het, in die 2 skrifte by mekaar uit. En ek wil vandag vir julle sê, ek is nie 'n persoon wat hier is om vrees en angs te saai nie. Ek wil eintlik vir julle, vir die gelowiges, vir elke medebroer en suster in die Here Jesus Christus, vanoggend rustigheid, weet, vir julle absoluut bemoedig met 'n gees van rustigheid, wat ek vandag vir julle wil sê. Ek dink ons staan op die punt wat dinge baie lelik gaan word. Nie net in Israel, soos wat ons sien wat daar aangaan nie, maar ook in die wêreld, wat selfs in Suid-Afrika staan ons voor die deur, wat dinge baie lelik gaan word. En ek wil vandag vir jou sê, jy moet kyk na jouself, en jy moet op die einde van die dag verantwoordelikheid vat vir die besluite wat jy maak, en op watter stoel jy sit. Ek wil vandag vir jou sê, my
my nuwejaarsboodskap het die Here baie sterk daai tyd op my hart gesit om vir mense te sê, jy moet 'n keuse maak in wie jy jou geloof, jou vertroue gaan stel. Jy gaan dit of vir mense doen, jy gaan dit of in wapens doen, of jy gaan dit in die Here Jesus Christus doen. Jy moet 'n keuse maak. Jy kan nie jou voete weerskante in verskillende koninkryke wil hê nie. En ek wil vandag vir jou wat 'n Christenkind van God, 'n gelowige is, 'n medebroer en suster. Ek praat nie hier van mense wat melk drink in hulle geloof. Ek praat van mense wat vleis eet in hulle geloof en wat God aanbid en dien met mond en hart. Ek wil vandag vir julle sê, en ek glo in my hart, as jy ook hierdie boodskap kry vandag, jy sal dit nie ontvang as die Here dit nie gestaaf en bevestig het voor ek dit uitgestuur het aan jou nie. Ek wil vir jou sê, ons gaan donker tye nou in, moeilike tye. Ek glo dat dit gaan nie mooi gaan nie, maar God is totaal en al in beheer wat hy toestaan en toelaat. En lewe en dood is totaal en al in die hand van God. En dis net hy en hy alleen wat water op die vuur kan gooi. Dis hy en hy alleen wat op die einde van die dag in volle beheer is van lewe en dood. En ons sien nie altyd die groot prentjie raak nie, en ons sien hoe gaan dit met Israel en Iran en die lelike dinge wat daar tans homself uitspeel. Die Here weet of Jerusalem, Israel onder bedreiging staan, ja of nee. Die groter prentjie sien God raak. En ons moenie in vlees vasgevang. Die Here druk dit so sterk op my hart. Evalueer alles in gees, evalueer alles in gees, evalueer alles in gees. En dis wat ek vanoggend vir elkeen van julle wil sê. Ek wil julle bemoedig as Christenkinders van God, dat daar waar die pot ontplof, daar waar dinge nie lekker gaan raak nie, hou vas aan die hand van die Here. Dis vanoggend my raad aan jou. Moenie reg in eie hande neem nie. Hier's baie stemme wat praat, baie mense wat wil voorloop, mense wat leierskap wil vat, wat probeer meneer wees, alles onder die vaandel van Christendom. Ek wil vandag vir julle sê, hier's baie wolwe in skaapklere en hier's baie stemme wat praat, nie net in Suid-Afrika, maar reg oor die wêreld. Die ene het 'n slimmer plan as die ander ene. En ek wil jou vanoggend vermaan en waarsku, opreg soos duwe, versigtig soos slange. Jy moet waaksaam wees teen die bose aanvalle van Satan, want Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek dood, bloed te vernietiging. Dis wat hy soek vernietigend. En hy gebruik mense onder wit, bruin en swart om hierdie ding te stuur. En sy plan is om bloedvergieting en moord en oorlog na die tafel toe te bring. En mens moet hom kan sien vir wie en wat hy is. En ek wil vandag vir jou sê, my raad vandag aan elkeen wat vandag na my luister, lewe naby aan die Here, moet nie die hand van God los nie. Salf jou huis, seën jou huis, bid vir jou kinders, bid vir jou vrou, vir jou man. Sorg dat jou lewe reg is. As jy in sonde lewe, stop dit dadelik. Beweeg terug na die Here. Jy soek die Here se seën en hand van beskerming oor jou, juis in hierdie tye. Jy sal God nooit met sonde behaag. God haat sonde. En ek kan vandag vir jou sê, hier waar die bom ontplof, as dinge lelik raak, jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak nie. En jy soek die Here se seën en teenwoordigheid in jou huis. Jy soek sy seën en teenwoordigheid oor jou lewe. En dis wat ek vanoggend, dis hoekom ek hierdie boodskap maak, wat ek dink die Here wys vir my, dat ons gaan 'n moeilike tyd binnekant gaan. En die Here weet wat hy toestaan en toelaat. Dit is sy skepping. Hy kan maak wat hy wil met sy skepping. En die wêreld sal ons haat, want ons is nie meer deel van die wêreld nie. Maar hier's 'n hele paar mense wat self dink hulle is God. En onder die vaandel van Christendom sit hulle in kerke en ondersteun kerke. En op die einde van die dag, as hulle daar uitstap, volg hulle in elk geval hulle eie koppe. En is hulle bloeddorstig en kan nie vergewe nie, en het hulle haat en moord in hulle harte. Ek wil net vir almal vanoggend bemoedig en vir jou sê, hou vas aan die hand van God, want dit is waar ons deurbraak en uitkoms gaan lê. En pas op na wie jy luister. Jy sal al jou antwoorde binne die Bybel kry. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is ons leier, hy is ons die Messias, die Christus, die Seun van die allerheilige God, Immanuel, God by ons. En al jou antwoorde sal jy in die Bybel kry, maar ook met die stem van die Heilige Gees lei die Here ons. Ek praat al van 2020 af, het God my gebruik om soveel vermaanings en waarskuwings na die tafel toe te bring, en
Ja, baie mense het my uitgelag en 'n bespotting van my gemaak. Maar ek glo dit is hier waar die toue bymekaar gaan kom. En ek wil vandag vir julle sê, daar waar die pot omval, daar waar die bom ontplof, hoop ek in my gees en my hart dat jou lewe reg is. Want ek kan vandag vir jou sê, dit is nie mooi as sulke dinge oor 'n land kom nie. En ek glo dat dit wat ons ontvang het, ook Tyler Hood ontvang het, dat dit elke land, elke dorp, elke stad, elke provinsie gaan raak. En jy kan nie sonder die Here, kan jy een tree verder vorentoe gee. Ons het die Here baie, baie nodig in die tye wat nou kom. So ja, ek wil net afsluit vanoggend hier uit die Bosveld, wil ek graag ook afsluit met 'n gebed. En ons bid dat die Here se perfekte wil rondom hierdie woord wat ek vanoggend vir almal bring, dat die Here se perfekte wil rondom hierdie saak sal geskied. Kom ons maak oor toe, dan bid ons vir die Here. Vader, ek kom vanoggend in Jesus Christus se kosbare naam. Ek prys U vir die voorreg, Here, om geroepe bemagtig te wees, om in U naam te spreek en op te tree. Ja, Here, is 'n moeilike woord, is 'n ongemaklike woord. Ons weet of ons moet bly wees en of ons moet hartseer wees nie. Maar ja, Here, iemand moet hierdie werk doen. En niemand kan môre omdraai en sê, maar ons was nie vermaan, ons was nie gewaarsku nie. Here, ons sien hoe gaan dit in die wêreld. En dis boos, dis goddeloos, en ons kan hierdie absolute wolk van duisternis oor hierdie land, oor hierdie wêreld sien, en daai swart-grys, pikswart slang wat rondseil oor hierdie land, oor hierdie wêreld, wat vernietigend optree. Ons sien hoe Satan, hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek doodbloed en vernietiging, dis wat hy soek. Maar Here, my gebed is dat die saad wat in die gees en die harte van soveel mense val, wat vanoggend na my luister, dat U daai saad sal behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water sal gooi, en daai lande sal inoes, as die saad ryp is. Here, my gebed vandag is 'n wag op die muur, herinner ek U aan al die beloftes in die woord, en ek pleit by U in Jesus Christus se naam, dat die engele sal uitstuur na elke boetie en sussie toe van my, die Here Jesus Christus, wat deel vorm van die een liggaam van Christus. Ons weet dat die een liggaam van Christus is nie net tot Suid-Afrika beperk, dis oor hierdie hele land, hierdie hele wye wêreld. Dis my gebed in Jesus Christus se naam, dat die engele sal uitstuur na elke broer en suster toe van my, wat 'n wag op die muur by elkeen van hulle sal wees. Here, wat sal toesien dat hulle volgens 1 Korintiërs 10:13 nie buite hulle vermoë, hulle kragte beproef sal word. U gee vir hulle uitkoms, en daai uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan en sy hele bose koninkryk. Here, dis my gebed, dat ek pleit by U vir my medebroers en susters. U sê in 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, dat ek kan bid vir my medebroers en susters, dat U hulle sal vergewe vir al haar onwetende sondes, sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Ek praat hier van sondes wat tot die dood lei nie. Daarvoor moet hulle self sondebeleid kan doen en bevryding kan ontvang. Ek praat van al haar onwetende sondes, sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Wil ek U vanoggend vra dat U hulle sal vergewe, en ook vir my sal vergewe vir al haar onwetende sondes in Jesus Christus se naam. Ons staan op die getuienis, die belofte van God, van dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Daai woorde, dit is volbring, wat die woord sê dat enige sonde is vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. En op grond van daai woord staan ons op die fondamente en basis, en ons vra dat U sal judge en oordeel. En Here, as U judge en oordeel op die troonstoel waar U sit, en dit is tot voordeel van ons, vra ek vanoggend dat U engele sal uitstuur, wat ons sal loskap van enige siel en geestesbindings met mensdier, selfs hemelliggaam wat nie U goedkeur wegdra nie, dat U ons sal verlos en vry maak van al daai onwetende sondes, sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Ons sal verlos en vry maak van enige gees wat deel is van ons mondering, wat nie deel is van die vrug van die Heilige Gees, en laat die engele van die Here alles sal vasbind met die 3 dubbele tou van Prediker 4 vers 12, en dat uit ons siel, gees, vlees, verstand aan hart sal uitruk, en sal vat waar U dit wil hê in Jesus Christus saam. Ek bid U seën oor my medebroers en susters, U beskerming oor ons. Ons bid dat die lig en die waarheid van U glorie, van U koninkryk openbaar sal word, dat lewende borrelende water uit U kinders uit se monde sal uitspoel, en dat ons as direkte verteenwoordigers van U koninkryk voor sal stap, 'n goeie voorbeeld sal stel, en dat die lig van U koninkryk uit ons lewens uit sal skyn. Here, my gebed is dat U elke medebroer en suster van my, dat U elke hulpgeroep, elke smeekgebed, elke traan nie net sal aanhoor nie, maar ook sal verhoor, en dat U ons die nodige krag en wysheid sal gee, om die oorwinning te behaal, die wedloop te voltooi en absoluut te triomfeer,
oor al hierdie vyande wat ons val soek. Ja, Satan en sy hele bose koninkryk met elke vesting wat ons aanval, dat ons absoluut sal triomfeer oor hulle, en dat U my Vader bo alles daardeur verheerlik sal word. Ek bid die seën en hand van beskerming oor elke Christenkind van God. Ek bid dat die krag van die allerheilige God, die krag van die Here, oor hulle lewens sal spoel, en die shalom vrede van ons almagtige God, oor hulle lewens, oor hulle huise sal spoel, U beskerming oor hulle sal wees, en dat U perfekte wil sal geskied. Ek bid ook dat die woorde wat ek vanoggend, die vermaning, die woord wat ek gedeel het, die saad wat ek, hoe kan ek sê, afgesmeer het en geplant het in soveel mense se gees en harte, deur hierdie boodskap wat ek vanoggend bring, bid ek dat U perfekte wil rondom hierdie saad sal geskied, nie Koert Jordaan se wil nie, nie Satan se wil nie, geen ander mens of hemelliggaam se wil nie, maar dat U perfekte wil sal geskied rondom hierdie saad, en Here, dat U bonatuurlik, dat U verheerlik sal word deur ons geloof en ons gehoorsaamheid. Ja, Here, ons kan ondersteun, ons kan bemoedig, ons kan bid, ons kan mekaar met wysheid bedien, ons kan daar wees vir mekaar in moeilike uitdagende tye, maar daar waar ons uit die boot uit klim, dis waar U oorvat, en dis U wat sorg dat ons op water stap, dis U wat sorg, Here, dat ons nie sink nie, dat ons nie verdrink nie. En Here, ons het U nou nodiger as ooit. Ons weet hoe lyk, U weet hoe lyk die dag van môre, hoe lyk dit oor 'n dag, oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. U weet tot wanneer Jesus Christus kom. Vir U is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. U tyd is altyd perfek, nooit te vroeg, nooit te laat nie. Maar ons wil vanoggend vir U sê, ons vertrou op U. Ons vertrou nie op mense nie, ons vertrou nie op wapens nie, ons vertrou nie op oorseese leiers en presidente en ja, Here, ons vertrou op U en U alleen, en die woord is ons fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te kan behaal. Dis waar ons deurbraak, ons sekuriteit, ons oorwinning, ons verlossing lê. Ons hoop is in Jesus Christus, want net Hy kan genees, gesond maak, verandering bring en herstel. En ons wil vir U die lof en eer, ons wil U loof, eer en prys in goeie en in slegte tye. U ken ons gees, ons hart, U ken elke gebed van my medebroers en susters. My gebed is dat U hulle gebede tot U nie net sal aanhoor nie, maar ook sal verhoor, en dat U, Here, U kinders sal versterk en hoop sal gee, hulle sal versterk in hierdie moeilike uitdagende tyd, hierdie absolute wolk van duisternis wat oor ons land en oor hierdie wêreld hang, dat U ons sal kom red, ons sal kom bystaan, ons sal kom help. Dankie vir die bevestigings van die skrifte wat U in my hart toe kom gee het, maar ook die woord wat U deur 'n evangelis in Amerika, Tyler Wood, na my toe ook gebring het. U praat, Here, ons weet die een liggaam van Christus is 'n geestelike liggaam, en die gees is real, en die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook nie, die neus nie, en as een het lei ons almal saam. So om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie, ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. En U sê baie hard en duidelik in Matteus 12:46-50, wie is Jesus se moeder, wie is sy broers, wie is sy susters, almal wat die wil van God doen. Ek bid, Here, geestelike laar, om elke broer en suster van my, wat ons sal behoed, bewaar en beskerm teen enige negativiteit, dood, leen of vervloeke, waarsy of doen profesie, wat Satan oor ons uitspreek, ons verwerp het, ons klip het af, ons aanvaar het nie, en ons staan vanoggend vas op die skrif, op die woord, Spreuke 26:2, waar die woord sê, soos voëls verby ons gevlieg kom, so sal 'n vloek verby ons gevlieg kom, en ons nie tref as ons dit nie verdien nie. Here, dankie vir die voorreg vanoggend, om hierdie woord na elke broer en suster toe te kan bring. Ek bid, Here, dat U deur die krag van die Heilige Gees dit in hulle harte sal, hoe kan ek sê, staaf en bevestig, Here, en dat U daai sekuriteit en daai absolute beskerming oor hulle lewens sal bring, Here, en hulle sekerheid, hoe kan ek sê, sekerheid in hulle harte te gee, dat Jesus Christus daar is. Hebreërs 13:5 sê die woord, Hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Vir Abraham het U gesê, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal U daardie dorp of stad nie verwoes nie, vernietig nie. En dis ons gebede saam as kinders van U koninkryk, dat U engele vanoggend sal uitstuur as dit U wil is, na elke dorp, elke stad, elke land, elke provinsie in hierdie skepping, in hierdie wêreld. En daar waar U 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad kry, staan ons op die belofte van die woord, staan ons op die belofte, ons herinner U aan daai belofte vanoggend as wagte op die muur. Hy sal daai dorp of stad nie verwoes nie. Hy sal daai land, daai dorp, daai stad nie verwoes nie, vernietig nie. En ons weet U is in beheer, en ja, Here, ons sal U loof, eer en prys in goeie en in slegte tye.
Ons prys U vir die woord. Dankie Here dat U ook altyd my gebede verhoor. Aan U God en Koning kom al die lof en eer toe. Die woord sê U verhoor die gebed van 'n sondaar, U verhoor die gebed van 'n regverdige. Aan U kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen. My liewe broer en suster, dankie vir die wonderlike voorreg om hierdie woord vanoggend vir almal te kan bring. Mag die Here hierdie woord seën en ja nee, ek is bevoorreg om dit te doen en uit te stuur op hierdie pragtige boswêreld, hierdie in die hartjie van die bos. En wat 'n voorreg om so naby aan die Here te wees, juis in hierdie tye en so 'n bietjie te ontspan en te rus ook. Ons is in groot gevegte, groot geestelike gevegte. Ons bid ook baie vir ons medebroers en susters en vir soveel mense wat geestelik blind en doof is, nie op 'n lekker plek is op die oomblik nie. Maar dankie vir die voorreg. Mag Shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van julle wees. En dankie vir die wonderlike voor. Dankie vir al julle liefde, gebede en ondersteuning. Dit word opreg waardeer, vir my kosbaar en belangrik. En ons is daar vir mekaar, lief vir mekaar. Baie sterkte en seën en mag die Here almal van julle behoed, bewaar en beskerm. Mag sy perfekte wil oor elkeen van julle geskied in Jesus Christus se naam. Amen.